Goeiedag, my naam is Arno van Wyk en ek is by Doxadeo George Campus hier in die tuinroete, deel van die tuinroete span en ons is bietjie besig met 'n reeks Droom Groot, Begin Klein. En ek weet jy kyk dalk na hierdie video of luister na die audio iewers in jou kar of ja, saam met 'n groep. En ek glo regtig dat dit insiggewend vir jou gaan wees en verrykend gaan wees. So ja, Dewald, lekker om hier saam met jou te wees. Ja, lekker Aries. Ek is Dewald Roos, ook van Mosselbaai Campus, deel van die tuinroete span natuurlik. En dit is baie lekker iets wat ons hier wil doen graag. Ons wil bietjie net gesels oor die reeks wat ons ingaan, Droom Groot, Begin Klein. Soos wat julle weet, het ons die vorige reeks uit verbeel jou uitgekom, eintlik gepraat oor wat die effek is van verbeelding op ons geloof. Wat dit aan ons doen, die sin van as ons saam droom met God, dan sien ons iets en dan weet ons ook as ons 'n prentjie het, dan kan ons daartoe werk. En ons het nou die vorige Sondag toe gesels ons 'n bietjie en ons in hierdie gesprek gaan ons 'n bietjie gesels. In die description gaan ons 'n paar skrifte vir julle neersit waar julle kan dan nou gaan lees op julle eie tyd ook natuurlik. Maar as dit kom by die gesprek wat ons Sondag gevoer het ook, het ons 'n voorbeeld gebruik, 'n beeld gebruik van iemand wat as hulle kyk na MasterChef, nou ek is nie iemand wat goed kan kos maak, ek geniet dit, maar as ek kyk na MasterChef dan doen ek dit alleenlik vir entertainment. Ek wil net sê ek is nie goed met kos maak nie en ek hou nie daarvan. So dis is double whammy. Maar as iemand kyk na MasterChef, iemand wat dit kyk vir entertainment, niemand wat kom ons sê jy kry 'n ewe skielik die passie om nou te wil leer kos maak, kom ons sê Elena sê vir jou hoor dis nou tyd. Jy kry die passie kom ons kyk MasterChef vir die rede om te groei daarin. Die ingesteldheid waarmee jy gaan kyk en waarmee ek kyk, waar ek dit kyk vir entertainment gaan heeltemal anders te wees. Ja. Ek kyk dit bloot vir die feit vir entertainment, so ek kyk dit as 'n toeskouer en jy kyk dit as iemand om te kyk, ek kyk na die tegnieke wat ek gebruik. Ek kyk na die manier wat hulle dit doen, wat se ingredients hulle gebruik en jy sal dalk notas ook maak en dan sal jy dit ook probeer beoefen. So 'n verskil tussen die twee mense en hoe hulle sekere dinge, jy weet hoe hulle dit dan nou kyk en ook hoe hulle dit dan nou toepas. En ek dink selfs met ons geestelike lewe ook en ons geestelike reis ook is daar 'n verskil want baie keer sien mense hulle self as alleenlik 'n toeskouer en dan sekere mense wat hulle self sien as 'n deelnemer. En Aries, ek dink daar's 'n groot verskil tussen die twee en ek dink dalk kan jy ons bietjie help met hoe lyk die verskil tussen iemand wat die geestelike reis, hulle journey sien as 'n toeskouer alleenlik wat net kyk en dan iemand wat dit sien as 'n deelnemer. Om eintlik te kyk, okay, hoe kan ek notas maak? Waar kan ek verstellings maak? Waar kan ek sekere van die goedes wat ek sien, hoe kan ek dit implementeer? Ja, dis lekker om oor dit te gesels want dis iets wat ons mekaar ook gesê het is hoe jy kerk sien. Hoe jy, soos jy dit nou genoem, jou verhouding of jou reis, jou geestelike reis sien, hoe jy daaroor dink, gaan bepaal hoe jy dit gaan uitleef, en dit gaan bepaal hoe jy met dit engage. Nee, toeskouer gaan, presies soos jy sê, hy is iemand wat net gaan, wat net, dit is amper 'n ding van, hoorie, beïndruk my. Ja. Ek kom sit, ek kom kyk, beïndruk my. Ek dink ook aan 'n teaterstuk byvoorbeeld, as jy in 'n teater gaan sit, jy was nie deel van die beplanning nie, jy was nie deel, so jy gaan sit daar, jy sê okay, hierdie ding beter goed wees. Ek het geld betaal vir. Ek betaal vir. So hierdie ding moet nou, julle moet dit nou bring. en ek dink waar deelname en dis wat ek so love net vir ons is in Doxadeo praat ons van vennootskap, ons is vennote, want ons is 'n stuk investment. Dit is nie net jy is nie net 'n toeskouer. Jy's iemand wat regtig jy kom belê in die koninkryk. En om te belê in die koninkryk gaan beteken dat dit gaan iets van my vat. Dit gaan 'n stuk effort wees en dis deelname. Soos die definisie van deelname is, ek gaan iets moet doen. Ek word deel. Ek gaan moet opstaan en die eerste stap moet vat. Ek dink sommer ook aan die hele gedagte, ons het dit op 'n stadium ook so 'n bietjie daaroor gepraat. Dawid en Goliat, Dawid, hy behaal die oorwinning oor Goliat, maar die hele volk is ingesluit. Nou kan hulle deelneem aan hierdie oorwinning. So hulle die hele narratief skuif vir die volk die oomblik toe Dawid vir Goliat oorwin het. Daar's heeltemal 'n ander uitkyk oor die toekoms. Daar's 'n engagement wat gebeur die oomblik toe hulle besef ons is ingesluit in hierdie oorwinning. Nou is daar's 'n stuk deelname.
Maar dit gaan behels dat jy iets moet gaan doen. Jy gaan moet opstaan, jy gaan die eerste stap moet vat, jy gaan moet jy's betrokke raak. Die B-woord wat ons baie keer te bang is om te sê, raak betrokke. So ja, ek dink En ek dink die ding is soos mense weet daar's 'n uitnodiging vir dit. Mense weet daar's die uitnodigings daar vir betrokkenheid. Hulle weet hoe dit lyk om dalk 'n deel te wees van hierdie, want ons kommunikeer die roeping, kommunikeer ons al 'n paar keer nou al. So ek dink die beeld wat geskep word van hoe dit lyk in 'n teoretiese manier is redelik inviting in my opinie. Ek dink dit gee vir ouens 'n geleentheid om deel te kan neem, betrokke te kan raak, maar ek dink nie die invite is die ding wat mense intimideer nie. Ek dink is glad nie dit nie. Ek dink dis 'n ding van iemand sit daar, hulle hoor dalk hierdie woord van die evangelie, hulle hoor dit. En hulle hoor, okay, ek is ingesluit in Christus. Daarom as ons dink aan die koninkryk, Christus wat die koninkryk omvestig het. Ons wat hy wil nou deur sy kerk verder doen. Dis waar ons selfs het in die Verbelio reeks. Hy is vir die eklesia wat saamwerk, die familie van God. Ons wat die tempel is. So ek dink in 'n teoretiese aspek, ouens weet hulle kan deel raak. Maar ek dink ons 'n stuk intimidasie as dit kom by dit. Ek dink ouens voel, ek dink ons 'n bietjie van 'n vrees wat kom. Okay, nou dink ek dadelik hierdie persoon kommunikeer dalk hierdie boodskap, kommunikeer hierdie uitnodiging van betrokkenheid, maar nou dink ek dadelik terug in my kop, maar my verlede is so, hierdie is hoe deel wat is. As ek nou dink aan al die goed wat al gebeur het, presies dit, wat jou diskwalifiseer. Presies dit. Dis 'n great punt. Dis moeilik. Want ek dink dis een van die grootste goed wat 'n leuen kom sit by my en jou, by ons as die mensdom, om te sê, hoorie, God kan jou nie gebruik nie. Want jy's eintlik nie qualified nie. Dan kan iemand wat eendag vir my kom sê het, sorry, hy's nou nie so geestelik soos die leiers van die kerk nie, maar hy kan mense fisies help. Ek soos, dis 'n leuen dat jy dink net sekere mense is gekwalifiseer om deur God gebruik te word. Dis 'n leuen wat ek dink die vyand in ons wil kom inplant, juis sodat ons nie kan deelneem nie. Juis dat ons onsself isoleer. Gerard het dit op 'n stadium wat ook deel is van ons tydroete span. Hy het eendag dit so gesê. Hy het iemand gequote. Ek kan nie onthou wie hy gequote nie, maar ek moet dit net sê. Hy het gesê, first the enemy isolates you and then he violates you. En ek dink daai leuen van diskwalifikasie of not being qualified enough is iets wat jou gaan isoleer en dit gaan maak dat jy nie deelneem nie. Dit gaan maak dat jy en dis die plek waar die vyand jou gaan kry. So, of ek wag dat ek eers reg is ook. Soos die ander ding, soos ek het eendag die voorbeeld gebruik van ek wou aansluit by 'n gym, iets wat nie normale gedrag is nie. Maar toe dink ek, okay, dis soos ek in die MasterChef. It's not gonna happen. Kos maak gym. Maar nou dink ek, okay, toe ek aansluit by die gym, nou dink ek, nou gaan ek een keer en ek ry by die gym en ek sien al die mense, ek sien hierdie ouens met baie groter spiere as wat ek het. Ek sê, okay, nou gaan ek eers met huis toe gaan. Eers moet begin hierdie deegies afskit. Eers amper 'n six-pack kry. So ek wil myself amper prep voordat ek eintlik na die plek toe gaan wat my help met dit. En die einde van die dag los jy dit. Dan los ek dit net. En ek dink dis die voorreg wat ons het. Ons kan deel vorm en ek wonder waar jy nou ook is. Ek dink pause bietjie die video of as dit die podcast is wat jy luister, net die audio. Dink bietjie aan wat se leuns jy tans glo oor wat jy eintlik op 'n plek sit wat jy voel jy is gediskwalifiseer van nie net die uitnodiging nie, maar van die uitnodiging om deel te raak, om betrokke te raak van waarmee ons almal besig is, die roeping van God om die koninkryk te sien, om te sien hoe alles nuut word. Ja, watter rolspelers is daar in ons samelewing of in mense se lewens wat maak dat hulle voel hulle is nie gekwalifiseer om deur God gebruik te word nie. Ja, cool. Ja, as jy gou oomblik pos gaan die audio of die video. So in die notas gaan ons soos ons gesê het in die begin, ons gaan 'n paar skrifverwysings net sit vir jou om persoonlik deur te werk, saam met jou groep deur te werk, hoe ook al jou konteks dan nou lyk. Maar iets wat ons die afgelope tyd oor gesels het uit 1 Korintiërs 12 spesifiek, waar ons gesels het oor die liggaam van Christus. Waar ons gesels het oor in hierdie liggaam ons al verskillende gedeeltes wat 'n rol speel. Binne hierdie roeping het ons elkeen 'n baie unieke rol wat God ons verroep. En wat God vir ons bestem het ook om te wees sodat die liggaam juis kan funksioneer soos hy moet funksioneer. So Andrew, ek wil vir jou vra, wat dink jy beteken dit prakties? Dat Paulus nie net sê ons is mense wat Jesus volg nie, maar dat ons saam die liggaam van Christus is. Ja, ek dink is iets wat ons al 'n hele ruk ook oor gesels, nee, en dalk goed om dit elke keer onsself te herinner, want die liggaam, elke deel van die liggaam het 'n belangrike rol.
En ons weet ook die skrif sê, daai een kan nie sê hy is belangriker as die ander een nie, want albei het 'n crucial, bring 'n crucial krag na die liggaam toe. Ja, dis mooi. En dis presies hoekom dis wat ons mekaar sê, dis wat die skrif vir ons sê, hoekom God sy eklesia bou, sy gemeente bou, sy kerk bou, sy liggaam bou, met Christus aan die hoof van dit alles, is om sy heerlikheid te laat weerspieël, sy heerlikheid te laat vul en vir my is dit, ek het daaraan gedink, jy weet, jy bly in 'n spesifieke plek, in 'n spesifieke huis, en hoe kan dit lyk, en dit is deel van die hele verbeel, dit is iets wat ek myself mee gechallenge het, verbeel is, hoe kan elke hoek van elke huis lyk, wanneer die heerlikheid dit vul, en mense besef dit. En vir dit om te kan gebeur, moet ek en jy besef, ons is deel van daai liggaam, met Christus as die hoof. So as een persoon besluit, hoorie, ek het nie nodig om deel te wees van hierdie liggaam nie, dan ontbreek dit 'n gedeelte, dit los 'n gap. Dit doen. Obviously die Here kan enige iemand in enige situasie gebruik, maar as ons besef ons is ingesluit by sy plan, sy nuwe skepping, sy heerlikheid wat die aarde vul, dan dink ek gaan dit iets aan ons ingesteldheid verander om te sê, yes, ek wil deel. Want ek wil sien hoe Habakuk 2 vers 14 'n realiteit word. Hoe die kennis van die heerlikheid van die Here die aarde vul, elke liewe gedeelte, elke liewe hoek. Ek dink dis die belangrikheid. Dit is dis die practicality of die praktiese gedeelte, dink ek wat Paulus kom sê. Hy sê jy is deel want Christus het jou geroep. Daar's iets spesifiek in jou wat jy belangrik en waardevol moet ag. Om in hierdie kerk, hierdie eklesia, hierdie familie, hierdie hele prentjie, jou deelname is crucial. En ons kan nie verby dit kom nie. Ons kan nie dit as minder waardig sien nie. So, En ook as ons dink aan hierdie, as ons nou het noem as 'n gameplan, hierdie gaan nie kan gebeur as die hele liggaam op die pavie sit nie. Die liggaam moet die game speel. En ons het die gameplan, sien ons saam, ons droom saam daaroor en hoe dit kan lyk, en die skrif inspireer ons juist by 'n plek om dit raak te kan sien. En ek dink dis die wonderlike ding van hierdie uitnodiging wat ons ontvang het, hierdie roeping wat ons ontvang het, en hierdie rol wat elkeen van ons ook het, is die feit dat ons by 'n spesifieke spasie is. Die spasie waar jy beweeg is nie noodwendig die spasie waar ek beweeg nie, selfs die mense wat luister ook. Ons beweeg in verskillende spasies in, en as elke persoon in daai spasie eienaarskap vat van daai spasie, hoe gaan dit lyk? Daar gaan mense dit kan begin sien. Ek onthou toe ek nog gebou het, toe ek die boodskap van die koninkryk die eerste keer gehoor, en dit het my so aangespoor, so geïnspireer om by 'n plek uit te kom ook van, okay, toe ek nou die Sondag toe ek die boodskap hoor en ek gaan die Maandag saai toe, en nou ry ons eentjie uitgery, en ek vra die Heilige Gees terwyl ek op site staan en terwyl die ouens bedrywig is en so aan, hoe lyk hierdie? Hoe lyk hierdie koninkryk waarlik? En dit ek dink dis 'n baie goeie vraag wat elkeen van ons by 'n plek moet kom wat ons moet vra, want die Heilige Gees help ons met ons verbeelding, maar hy praat met ons en hy wil saam met ons werk. En ek doen dit natuurlik nie alleen, ek het broers by die huis wat vir my bid, wat saam met my dink, saam met my droom oor kreatiwiteit, maar hy bemagtig jou om te sien hoe God dit sien. Hy doen presies dit. Jy sê dis altyd vir my daai, jy weet, we have the mind of Christ. Dit is dit. En dis die Heilige Gees wat ons krag gee om te dink soos wat hy dink en om te sien wat hy sien, envisioning. En dit is baie klein goedjies ook, nê, by die in terme van die implementering. Want soos toe ek oor die Heilige Gees hierdie vraag vra en ek gesels met my vriende ook oor, dis hulle begin net by die kultuur. Begin by die kultuur van wat op site gebeur. Ons jy weet ons praat lelik oor mekaar, jy weet praat positiwiteit te mekaar en help mekaar baie klein. Droom groot, begin klein. Dis die realiteit. Dis die realiteit. En ek dink dis wat ons ook wil doen in hierdie reeks. Ons wil mekaar help. Ons wil jou wat luister help om by 'n plek te kom wat jy voel jy is nie alleen in hierdie nie, maar waar jy voel jy kan eintlik sien wat die Here vir ons eintlik wys. En jy voel deel daarvan. En ons het so onlangs gesels oor 'n tool wat ons spesifiek wil gebruik, wat ons noem die shape tool. Nou hierdie 'n shape tool, hy meet 'n paar dinge soos 'n toets wat ons moet skryf, maar jy kan daarom nie verkeerd wees met hierdie toets nie. Jy 'n slegte punt kry nie, maar hy meet 'n paar. Dis nie persentasie gedrewe nie. Nee, glad nie. Prys die Here daarvoor. Anders sou ek nie dit nou opgebring het nie. Maar as ons kyk na die shape tool, dan meet hy 'n paar goed. Hy meet jou spiritual gifts. Hy meet jou hart, so hy vra 'n paar vrae rondom dit wat jou passies dan uit tentoonstel. Die A is jou abilities wat hy dan nou meet, wat jy kan doen, wat jy kan bemagtig. Die P is dan nou die personality
en die E is dan jou experiences. En met hierdie resultaat gee dit vir jou 'n redelike indikasie van nie waar jy noodwendig betrokke kan raak nie, maar waar die Here jou wil gebruik. Ja. Die persoonlikheid of wat hy vir jou gegee, die abilities, gee vir jou 'n redelike indikasie van wat 'n rol ek speel binne hierdie koninkryk. Ja. En ek dink dit is baie belangrik dat hierdie rol, dat jy verstaan ook, Ja. dat hierdie rol gebruik kan word by die gemeente. Ek onthou die storie wat jy my vertel het van toe jy betrokke geraak het by die band en Ja. hoe jy gewerk het. Ja, ek dink net om te sê, ek dink ons gaan die Shape se link sal ons ook in die description vir jou goed, sit, so jy ja, kan dit daar gaan kry, dit op jou eie tyd gaan doen. Ek dink dit is so waar wat jy sê, net om terug te kom nou na daai jy weet die Here wat my bemagtig om deel te neem, Ja. maar om iets te weet van, yes, dis waarin ek goed is, of dis my gifting, en ek dink dis baie keer ook 'n struikelblok, dat ons 'n vooropgestelde idees het van wat ons gawes is. Ja, dit is. En wat gawes is en hoe dit moet lyk. En dit het baie te doen met daai diskwalifikasiepunt, nê. Ja. Want baie keer dink ek daai persoon is meer geestelik as ek, of daai ene daai persoon het 'n langer verhouding met die Here. So hoe kan ek dit doen, nê? En hierdie gaan jou dalk net so 'n bietjie bemagtig. En as ons mekaar vra, okay, maar wat is die volgende stap? Want dis juist dit. Okay, as ek nou hierdie toets dalk gedoen het en ek sien wat hier aangaan, wat doen ek? Word betrokke. Ja, Kom ja. neem deel. En ek besef vir jou wat nou daar sit, is dit baie keer dit kan wees, hoor jy, maar julle is deel van die gemeente, julle is deel van die span, die voltydse span. So dis easy om te sê word deel, maar ek bedoel as ek net kan dink aan voordat ek voltyds deel geword het van Dr. Dayo as deel van die span, was dit was my manier van deelname. Ek het musikale talent, beleef die Here sê dis my gawes, dis my gifting. En ek het op 'n klein ouderdom eintlik al die urge gehad om op stage te wees. Ek onthou my broer was die worship leier geweest, so ek mag nie in die worship team gewees het, iemand hulle dit gesien as conflict of interest. So toe ek by die kinderkerk gaan traai, en ek kan nie die hele storie mooi onthou nie, dit was lank terug. Maar op hoërskool toe word ek deel van daai team, en ek moet vir jou sê dit was die plek waar ek my gifting uit kon leef. Dit was baie keer 'n gestoei, want dis die ander ding, as jy gaan deel word en the edifying of the church, deel gaan word van die gemeente, van die prosesse, die strukture, is nie altyd maklik nie. Dit gaan weer eens, dit vat 'n opoffering. Ek onthou net so vinnig, ek onthou ek het begin gitaar speel, ek was altyd drummer geweest, en begin gitaar speel, en dan sal die worship leier my bel, as ek nou geskeduleer vir gitaar, daai Sondag, as ek heavy excited. Dan kom die worship leier daai Saterdag en sê, hoor hierdie drummer het gecancel, kan jy drums speel? Ja, dan val my moed in my skoen, want as ek nou prepare vir alles, is dit easy. Ja, ek wil gitaar speel. Ek wil nou gitaar speel, ek bedoel, Here het my vir hierdie seisoen geroep vir gitaar. En my pa het iets baie belangrik uitgesê, jy weet, wat is die rede hoekom jy hierdie doen? En dit was it's to edify the church. Hy het my rigting kom help shape. En dit was dit, is om betrokke te raak, om deel te neem. Nou, wat ek met dit wil sê is, baie keer, jy weet, met 'n tipe toets soos hierdie ook, dan sien ons iets, jy weet, byvoorbeeld, ek's goed met admin. Dis 'n gift. Party mense is goed met administratief, ek is nie. Ek dink nie jy is nie, ek weet nie, maar kom ons gebruik nou maar admin. Jy wat daar sit of hier na luister, jy mag dalk goed wees met admin, en die Here het jou spesiaal lief, as jy lief is vir admin. Ek snap. Spesiale plek. Spesiale plekkie. Maar nou dink jy myself, okay, maar waar gaan ek betrokke raak in ons gemeente by admin? Ek bedoel, as ek net dink, elke gemeente het 'n kids ministry, en die kids ministry het byvoorbeeld 'n hele administratiewe gedeelte voordat die klasse begin. En jy dink, as jy dink aan kinderbediening, dink jy, ek gebruik nou net as 'n voorbeeld, jy dink, hoor jy, ek gaan moet voor kinders staan, hulle moet teach oor die Bybel, ek kan nie dit doen nie. Dit is nie nodig nie, daar's ander gedeeltes. Ek bedoel, as ek net dink aan die kids ministry, daar's seker 4 aspekte wat moet gebeur voordat hulle by die teaching gedeelte kom. So om uit te vind, en ek wil jou regtig bemoedig, is gaan doen die toets, maar ook gaan sit en bid daaroor, gaan dink daaroor, gaan sê dis beplan dit. En commit 1 Sondag 'n maand, begin met 1 Sondag 'n maand, sê jy, sorry, ek wil gaan uitvind waar kan ek hierdie gift gaan implementeer
to edify the church, Ja. for the edifying of the Ja, church. ja. So, Ja, en ons wil julle ook regtig uitnooi, droom saam met ons oor hierdie. En Ja, ek dink as ons dit 'n saam proses maak, dan kan 'n mens help om te kyk, okay, maar waar kan 'n mens klein begin om by hierdie droom dan nou uit te kom? Ja. En ek dink ons wil sommer afsluit met 'n vraag wat jy oor bietjie kan dink. Is waar kan ek die liggaam opbou? En ek dink Ja. hierdie toets is 'n tool wat jou regtig baie kan help. Vra 'n bietjie vir die mense rondom jou ook. Wat sien hulle in jou lewe? Ja. Wat vir jou kan help om te besef, okay, hier kan ek betrokke raak. Hier kan ek deel raak. Ja. So as jy regtig uitnooi vir dit, maak dit 'n gesprek met die Here, maak dit 'n gesprek met jou vriende, met jou groepie. Daar waar jy nou sit in die kar, gesels met die Here daaroor. Laat hy jou inspireer vir hierdie, want ek beloof jou, jy het 'n rol in hierdie liggaam. Jy het 'n rol in hierdie doel. Droom groot, ons begin klein. Ja. Ja. Blessed. Volgende week gesels ons bietjie verder. Enjoy.